Maak alles nuut, was my skoon o Heer, wys my die pad, wat ek moet loop vir U. Vul my met die Gees, maak my los van my verlede. Here gee my 'n nuwe begin. Goeiedag geliefde, op hierdie mooi donderdag. En ons gesels oor kennis. Wat leer die woord vir ons oor kennis? Hoe belangrik is dit nie? Ek dink ons is almal nou onder die indruk van hoe belangrik kennis en egte kennis is, soos ons gister gepraat het. Vandag vat ons dit so eentjie verder en ons leer uit 2 Timoteus 3 vers 14 tot 17. Maar bly jy by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat jou tot verlossing lei deur geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorbereid en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Jy sien, kennis is nie net iets wat in jou kop versamel word nie. As Paulus hier kom skryf oor kennis, regte woordkennis, egte woordkennis wat skrifgetrou is, elke keer wanneer jy die kennis oproep, dan kan jy dinge daarmee doen. Verkeerdhede regstel, dwaling bestry, in die waarheid onderrig, die regte lewenswyse kweek. Dis tog dinge wat so nodig is in elkeen van ons lewens. Dis dinge wat so nodig is in ons gesinne, vir ons kinders en ons kleinkinders, vir die wêreld rondom ons. Want daar is soveel dwaalleer, daar is soveel onderrig wat gegee moet word, soos ons maandag gehoor het. Daar is so 'n behoefte by elkeen van ons om die regte lewenswyse te hê. En dit alles, volgens Paulus hier, begin by kennis, skrifkennis. Dit sluit so aan by die afgelope 3 oggende wat ons gedeel het hieroor. Maar hier kom iets baie belangrik by. Paulus kom leer ook hoekom dit nodig is. Hy sê hier aan die einde van vers 17, sodat die man wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Kennis, woordkennis, lei tot goeie werke. Ek wonder baie keer of die passiwiteit wat daar soms in kerke en gemeentes onder gelowiges is om reg te doen, om goed te doen, nie dalk lê by 'n gebrek aan kennis nie. Ons het soveel kennis van hoe om onsself uit dinge uit te praat, hoe om onsself uit dinge uit te draai, veral die dinge in diens van God, in diens van die koninkryk, wat kardinaal is, wat ons eerste roeping is. En wanneer Paulus kom praat oor hierdie regte kennis, dan sal jy toegerus en voorberei wees vir elke goeie werk. Daar is eintlik nie 'n verskoning om nie die goeie te doen nie. Want dan sê jy's dom. Dan sê jy het nie die kennis nie. Dan ontken jy die feite wat die woord jou leer oor Christus en oor Christenskap en oor Christen wees. Daar's nie iets soos ek is nie hiervoor toegerus nie of ek is nie hiervoor voorberei nie. Miskien het ons het lui geword om die kennis wat ons het te gebruik. Want hierdie kennis maak jou volkome voorberei en toegerus vir elke goeie werk. Kom laat ons nie vir mekaar wys dat ons brein dood is nie. Kom ons wys vir mekaar dat ons nie net daarop gerig is om mekaar intellektueel uit te daag en met mekaar te debatteer en met mekaar te verskil nie. Maar kom ons wys vir mekaar dat die egte Christuskennis ons voorbereid en toegerus maak
vir elke goeie werk. Ek het Dinsdag aangehaal uit Shakespeare. Something is rotten in the state of Denmark. En as daar nou ook iets fundamenteel verkeerd is in ons samelewing vandag, is dit nie omdat ons dalk nie genoeg kennis het, sodat ons voorberei en toegerus is vir elke goeie werk nie. Die wêreld het verandering nodig. En ons kan dit nie los vir politici wat Christus nie ken nie. Ons kan dit nie los vir ekonome wat hulle nie steur aan die regte waarde, die geheimenis wat Christus is nie. Ons kan dit vir niemand los nie. Ons moet dit self doen waar ons is. En daarvoor gee God kennis. Stuur jou 'n bietjie aan die kennis wat God in jou inbou, die kennis wat God daagliks na jou toe bring. En weet in jou diepste wese, ek is voorbereid en ek is toegerus en ek kan elke goeie werk doen. Die verandering, die verbetering in my gemeenskap lê by my met die kennis wat die Here my gee. Mag ons hard saamwerk om dinge beter te maak. Shalom. En maak my vry, maak alles nuut, was my skoon o Heer, wys my die pad, wat ek moet loop vir U, vul my met die Gees, maak my los van my verlede, Here gee my 'n nuwe maak alles nuut, was my skoon o Heer, wys my die pad, wat ek moet loop vir U, vul my met die Gees, maak my los van my verlede, Here gee my 'n nuwe Here gee my 'n nuwe